Jesus raak hom aan en hy breek al die sosiale reëls van daai tyd en hy gee om vir die uitgeworpe mens. Het jy vandag God se deernis nodig? Ek dink ons almal het dit nodig op verskeie vlakke. Party van ons wat hier so sit, het dit baie nodig. Daar's dalk laste wat jy dra, skuldgevoelens wat jy dra, maar vandag weet jy net, ek het God se deernis nodig. Maar wat beteken voete? Voete beteken die Here moet net soms by jou kom stil staan en dit afwas wat aan ons kleef. Jesus, dankie vir die wonderlike teenwoordigheid in ons midde vanoggend, Here. Here Jesus, die lig skyn helder tussen ons. Dankie, Here Jesus, vir die wonderlike sange en musieke. Here Jesus, die seën, die aanbiddingspan vir wat hulle insit, Here Jesus. Dankie, Here Jesus, dat U ons elkeen op 'n persoonlike vlak ontmoet, Here. Here Jesus, U ken elkeen van ons omstandighede, Here Jesus. Almal se krankhede en uitdagings, Here Jesus. Vrese. U ken ons vreugdes en U ken al ons hartsversigtinge, Here. Here Jesus, U ken elkeen van ons se tekortkominge en ons oortredinge, Here Jesus. Alles is blootgelê voor U troon en voor U aangesig, Here Jesus. Here Jesus, nou as ons kyk na U tafel wat vir ons gedek is, dan voel ons so onwaardig. Here Jesus. Maar ons weet, dis waaroor dit gaan. Dis waaroor dit juis gaan. Here, U die prys betaal, sodat ons kan nader tot die troon van genade, Here Jesus. Here Jesus, dankie vir die soet Heilige Gees, wat vir ons intree, met versigtinge, wat ons self nie kan verwoord nie. Here Jesus, dankie vir die liggaam wat ons vandag sal kan gebruik, tot genesing vir ons liggame, en vir die bloed wat ons kan gebruik van U nuwe verbond, waar ons skoon gewas is, Here Jesus. Waar ons bekleed is met U geregtigheid, Here Jesus. Ons het nie ons eie geregtigheid, Here Jesus. Dankie dat ons aan U behoort, Here Jesus, een en elkeen van ons, Here. Dankie dat ons U gunsgenote is, Here Jesus. En dankie dat U in beheer is van ons elkeen se lewens, Here Jesus. Hemelse Vader, niks is vir U onmoontlik nie, Here Jesus. En ons weet, Here Jesus, U wat die werk in ons siele begin het, is magtig om dit te volëindig, Here Jesus. Seën ons met die gebruik van die nagmaal vanmôre, Here Jesus, na siel, gees en liggaam. Versterk ons, Here Jesus. En dankie dat U eendag in U koninkryk dit self saam met ons sal gebruik. Here Jesus, seën die woord wat sal uitgaan vanmôre, en dat dit wat gesaai sal word in ons harte, dat dit diep inslag sal vind, sodat ons kan verander en meer word soos U, Here Jesus. Dankie vir haar, seën die diens verder, in Jesus naam, amen. Ek wil vanmôre met jou praat oor God se deernis vir jou. Nou ek weet nie, as jy ooit in 'n moeilike tyd in jou lewe is, en jy gaan deur 'n tyd wat regtig nie aangenaam is in jou lewe nie, en 'n ander mens tree deernisvol teen jou op. Deernisvol. Hoe laat dit jou voel? Lekker, né? Dit doen iets in jou. Is iemand deernisvol teen jou optree? Dit lig jou op. Dit gee jou weer hoop. Dit laat jou voel jy's nie alleen nie. Jy kan die lewe in die oë kyk. Jy kan weer met moed aangaan. En ons almal kry moeilike tye, verskillende moeilike tye. Die lewe is nooit net glad vir almal nie. Nooit. Ons almal kry moeilike tye. Ons gaan partykeer deur 'n eensame tyd. Partykeer beleef ons 'n stryd, 'n siekte toestand, mislukking, geestelike onderprestasie. Ons voel partykeer ons kom nie die mas op nie. Kry partykeer seer. En dan het ons deernis nodig. Deernis nodig. Nou deernis beteken om 'n diep gevoel van omgee te hê vir 'n ander mens. 'n Diep gevoel
van omgee te hê vir 'n ander mens. Dit is om begrip te hê vir 'n ander persoon se situasie. Dis om 'n jammerte in jou hart te hê vir iemand. Dis om werklik besorg te wees oor hoe dit met iemand gaan. Dis om meegevoel te hê, dis om medelee te hê. Dis om jou in iemand anderster se skoene te plaas. Dis om empatie te hê. Dis deernis. En dit laat jou veilig voel, né, as jy by so iemand kom in die lewe, in jou huwelik, in 'n gesin, as jy as kind met jou ouer kan praat en jy voel, pa verstaan my. Pa het deernis vir my. Deernis beteken nie, jy sê vir alles ja en alles is goed, en jy hoef nie gesonde grense te trek, om jouself soms te beskerm nie, maar dit beteken nie dat jy met 'n deernisvolle hart lewe. En jy voel skielik nie so alleen nie. Ja, die probleem is nog daar, die stryd is nog daar, maar skielik is ek nie meer so alleen nie. Skielik weet ek, iemand gee om vir my. Iemand sien my kant van die saak raak. Al is ek nie 100% reg nie, maar iemand sien in hoe ek voel oor hierdie ding. Kan jy onthou in jou lewe, toe jy dalk in so 'n situasie was, dat iemand deernis aan jou betoon het, en hoe jy gevoel het daaroor, en hoe dit jou opgetel het, en jou weer net aangehelp het op jou lewenspad, maar onthou jy ook die keer in jou lewe, toe jy regtig begrip en jammerte nodig gehad het, toe jy regtig nodig gehad het, dat iemand besorg oor jou moet wees, dat jy regtig nodig gehad het, dat iemand in jou skoene moet staan, en daar was niemand gewees nie. Dis die eensaamste plek in die lewe, om op 'n plek te kom in jou lewe, en jy het deernis nodig, en daar's niemand vir jou nie. Dis 'n baie slegte plek om te wees. Maar die goeie nuus vandag is dat God, ons Vader, deernisvol oor jou en my voel. Hy voel sag teenoor ons, elke mens, die wat hom ken, ek en jy wat nou hom aangeneem het as ons koning, deur Jesus Christus, ons sonde wat vergewe is, ons wat regtig 'n verhouding met hom nastreef. Nooit volmaak nie, maar ons streef 'n verhouding met hom na. Asook die wat hom glad nie ken nie, die wat hulle rug op hom draai, want die Bybel sê, God het die wêreld lief, hy het sy seun gegee. Psalm 145 vers 9 sê, die Here is vir almal goed en barmhartig. Dis sy hart. Hy's deernisvol oor elke mens wat in sy beeld geskape is, wat hy met sy vingers gevorm het, kunstig geweef het. En dit is sy wil dat elke mens gered moet word en Jesus Christus moet ken as hulle verlosser, en dat nie een ewig verlore sal gaan en na 'n ewige hel sal gaan nie. Hy wil hê ons moet in 'n warm en 'n betekenisvolle en in 'n egte verhouding met hom lewe. O, jou Vader het ongelooflike deernis vir jou. Jy wat vanmôre in hierdie kerk sit. Daarom het hy Jesus gegee om te sterf aan 'n kruis, om vir jou sonde te betaal, onverdienstelik. Hy het onverdienstelik sy genade oor my uitgestort. Ek het dit nie verdien nie, maar hy het vir my gegee. Ek was nooit goed genoeg om dit te kry nie. En vir 33 jaar het Jesus op hierdie aarde gewandel, om juis God se vaderhart van deernis vir mense te wys. Onthou, as ons Jesus sien ons die Vader. Onthou hulle in Johannes 14 vers 8, vra Filippus vir Jesus, wys vir ons die Vader. En dan sê Jesus in vers 9, wie my sien die Vader. So as ons Jesus sien ons presies hoe die Vader is. Jesus kom wys vir ons hoe die Vader is. En dan kyk wat staan daar in Johannes 1 vers 14, hoe Johannes hom beskryf. Hy sê, hy as die enigste seun van die Vader, vol genade en waarheid. En dan sê vers 16, uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. Jy's toegemaak met genade, liewe kind van God. Die Here voel deernisvol oor jou. En Jesus hy kom aarde toe, hy neem vlees aan, hy word mens juis om te wys hoe God die Vader is. En dan wys hy vir ons hoe die Here is, hoe sy Vader is, wat in sy hart is, dat hy vir kindertjies omgee. Ons lees in Markus 10 vers 13 tot 16 dat ouers het kindertjies na Jesus toe gebring en die disippels wou nie eens gehad het Jesus moet aan hulle aandag gee, want kinders was baie min geag in daai tyd. Maar dan lees ons in vers 16 en hy het sy arms om hulle geslaan en sy hande op hulle gelê en hulle geseën. En Jesus wys hoe God die Vader is, dat hy die ene is
wat sy arms om kindertjies slaan en hulle hande oplê en hulle seën. Jesus beskerm eendag 'n skaam vroutjie wat in sonde betrap is in Johannes 8 vers 3. En julle onthou die storie, Beterdaad in 'n verskriklike sonde betrap. En wil almal haar doodgooi met klippe. En dan staan daar en Jesus het net gekniel op die grond en hy het met sy vinger op die grond geskryf vers 6 en hy het geskryf. En Jesus vra vir hulle in vers 7, laat die een wat sonder sonde is die eerste klip gooi. En hy beskerm die vrou, hy maak haar toe met sy goddelike deernis. Hy sê, julle gaan niks aan haar doen nie. Sy is sondig, ja. En sy staan skuldig voor heilige God. Maar julle gaan haar niks aandoen nie. Ek sal haar beskerm. En hy het weer op die grond gebuk en geskrywe. En dan sê hy later vir die vroutjie, so mooi. Hy sê, het niemand jou veroordeel nie, vers 10. Dan sê ek veroordeel jou ook nie. Hy sê, gaan heen en sondig nie meer nie. Wat 'n deernis. Wat 'n deernis. Wat 'n wonderlike ding is Jesus vir jou sê, ek veroordeel jou ook nie. En van ons wat hier so sit, het vanmôre nodig om dit te hoor. Te sê, Here, ek is skuldig. Om te hoor wat hy sê, ek veroordeel jou nie. Gaan en sondig nie meer nie. Verander jou pad. Verander die keuses wat jy maak. Hy kry mense so jammer wat aan die ontvangkant van die duiwel is. Ons sien in Matteus 9 vers 35 en 36 dat hy gaan na al die dorpies en klein plekkies toe en dan kom hy by 'n plek en hy sien die menigtes daar in vers 36 en daar staan en hy het hulle innig jammer gekry want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie. Dis hierdie Jesus wat eenkant mense, uitgestote mense, mense wat weggedruk is uit die samelewing, soos daai tyd melaatse mense, hulle moes buite die stad bly, van ver af moes hulle roep, melaats, moenie naby my kom nie, hulle het hulle toegedraai, en hulle was weggewerp, papas, mamas, oumas, oupas, kindertjies, toe draai jy 'n melaatse vlekkie op jou vel gekry het, was jy uitgejaag daar na die buitekant toe, en vir die res van jou lewe, jy's 'n banneling gelewe, niemand kon ooit aan jou vat nie, jy het letterlik soos 'n eensame verwerpte persoon gelewe. Niemand kon aan jou raak nie. Weet jy hoe belangrik is dat ons aan mekaar moet raak? Man en vrou, ons is nie almal ewe touch mense nie, né? Ons moet aan mekaar vat, ons moet mekaar druk en sê ons is lief vir mekaar. Dit maak ons gesond as mense, as ons aangevat word. God het ons so geskape. En hierdie melaatse man in Markus 1 vers 40 het voor hom kom neerval. Dan moet jy onthou, hy het al die sosiale konvensies gebreek. Hy moet ver weg bly, maar hy kom val voor Jesus. En hy sê, as jy wil, kan jy my gesond maak. En Jesus het hom jammer gekry, sê vers 41, en sy hand uitgesteek en hom aangeraak. En hy maak hom gesond. Maar die wonder is, Jesus raak hom aan. En hy breek al die sosiale reëls van daai tyd en hy gee om vir die uitgeworpe mens. Hy het mense gaan soek om hulle aan te raak. Onthou julle die man by die bad van Bethesda, 38 jaar siek, sê Johannes 5, hier van vers 2 af. Hy is al vir 38 jaar siek. Hy het niemand om hom in die water te sit as die engel die water roer nie, sê vers 7. En Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed en loop. Hy lê 38 jaar daar. Hy was hopeloos, maar Jesus reik uit hom, hy gaan soek hom op. En kan julle onthou Petrus wat Jesus 3 maal verloon het, dat Jesus hom gaan opsoek. En daar by die strand van wag by die see van Tiberias, visse wat gaar gemaak word, terwyl hulle verdwaas oor die groot vangs uit die see uitkom. En daar is Jesus, hy het 'n vuurtjie gemaak, en hy braai vis vir hulle. En toe hulle klaar geëet het, sê Johannes 21 vers 15, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? En hy sê, ja Here, antwoord hy, u weet dat ek lief het, dat ek u lief het. Hy sê, laat my lammers wei. En Jesus kom maak 'n afspraak met Petrus, en hy vra dit 3 keer vir hom, en hy kom herstel hom. Hoe deernisvol voel die Here nie vandag oor jou en my nie. Julle weet, die eerste Adam het geval, Adam en Eva, die eerste mensepaar het geval. En het julle geweet, dit het die hele skepping in ellende gedompel. Ons dink altyd Adam en Eva se sonde het net die aarde in ellende gedompel. Romeine 8 vers 22 sê vir ons, die hele skepping wag met reikhalsende verlange op verlossing. Die mens se sondeval het die hele heelal besmet.
en in ellende gedompel. Dit was 'n kosmiese gebeurtenis wat daai dag plaasgevind het. Toe Adam en Eva na die Satan geluister het in plaas van hulle hemelse Vader. Dit het alles in ellende daarna gedompel. En die eerste Adam wat moes heers, het geval. Maar daar was 'n tweede Adam wat vlees aangeneem het en mens geword het. En hy het die Satan en sonde en die dood vir ewig 'n nekslag toegedien. Kan ons haleluja sê? Hy sterf aan 'n kruis en hy neem my en jou sonde op hom. Uit sy groot genade. En daarom kan ek en jy vandag lewe. Maar kyk wat sê 1 Korintiërs 15 vers 45. Die eerste mens Adam het 'n lewende wese geword. Die laaste Adam het 'n lewendmakende gees geword. En hy gee ons lewe en hy verander ons lewe. Daarom sê vers 22, net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Het jy vandag God se deernis nodig? Ek dink ons almal het dit nodig op verskeie vlakke. Party van ons wat hier so sit, het dit baie nodig. Party van ons beleef siekte, stryd, onsekerheid. Daar's goed wat in ons huise gebeur. Daar's dalk laste wat jy dra, skuldgevoelens wat jy dra. Maar vandag weet jy net, ek het God se deernis nodig. En weet jy, hy wil jou vandag optel. Hy wil jou aanraak. Hy wil by jou kom stil staan. Want hy's 'n deernisvolle hemelse Vader. Jesus het dit vir ons kom wys. En soms voel ons geestelik uitgebrand, emosioneel net leeg, fisies net sat. Ons het geen passie vir die lewe nie. Maar dan kom hy in sy deernis, dan kom staan hy by ons stil. Soos hy by Elia stil gestaan het in 1 Konings 19. Onthou julle, na sy groot oorwinning op die berg Karmel, Baal profete verslaan, hy het vuur uit die hemel geroep. God het hom magtig gebruik en dan vlug hy. Dan is hy depressief, dan gesit hy onder 'n besembos. En dan sê hy, ag, ek is niks beter as my voorvaders nie. Daar in 1 Konings 19 vers 4. En dan slaap hy. En dan kom 'n engel, dan skud 'n engel hom wakker. Dan sê hy, word wakker, eet. Nou julle, dis 'n manier om wakker gemaak te word, né? Word wakker, eet. Kom aan julle, so moet ou wakker gemaak word. En die engel maak hom wakker en hy sê, eet. Die engel sê nie van, wat maak jy in jou depressiewe siel? Kom net by en ruk net reg, God het 'n plan vir jou en jou mislukking. Ja, ek kan nie glo jy so nie. Die engel maak hom wakker. En sonder verwyd sê hy, eet, dis kos. En daar's roosterkoek en 'n lekker kruik water. Hy het weer gaan lê en 'n bietjie slaap, weer geëet en hy kom vir 40 dae en 40 nagte aan mekaar loop. Wat was in daai kos gewees? Jesus Christus se teenwoordigheid. Dit was nie een of ander geheime resep en bietjie van dit en bietjie van dit nie. Dit was Jesus Christus wat in daai kos was. Halleluja. En dit gee jou krag vandag en dit gee my krag wanneer ek by Jesus se voete sit. En vandag soos by die nagmaal, onthou daai gebeurtenis wys vooruit dat Jesus die lewende brood sal wees, dat ons by 'n nagmaaltafel sal sit en ons sal krag ontvang by die nagmaal. Nie omdat daar krag in die kos is nie, maar omdat Jesus se teenwoordigheid so naby aan ons kom wanneer ons die nagmaal gebruik. En dan gaan hy na die berg Horeb toe en hy's daar in 'n grot. Dan kom maar 'n sagte koel wyntjie. Lees ons in vers 12, die gesuis van 'n sagte koelte. En dan praat die Here met hom. En dan vra hy vir hom, wat maak jy, Elia? Die Here praat mooi met hom en die Here herstel hom en hy gee hom weer nuwe opdragte. En hy kom staan by ons. Van julle vandag wat hier so sit, het God se deernis nodig om by sy voete te sit. En as jy vandag by hierdie nagmaaltafel gaan sit, gaan dit vir jou voel, jy sit in die gesuis van 'n sagte koelte. Want Jesus gaan by jou stil staan. En Jesus gaan jou optel. En hy gaan sy deernis oor jou uitgiet. En hy gaan doen wat Psalm 147 vers 3 sê. Hy gaan genees die wat gebroken van hart is. Hy gaan jou wonde kom verbind vanmôre. Jesaja 40 vers 11 sê, soos 'n herder versorg hy sy kudde. En jy gaan ervaar vanmôre hoe die herder jou versorg. En die Bybel sê vir ons in daai selfde vers, hy tel hierdie lammers op en hy dra hulle teen sy bors. Ek en jy het soms 'n streng woord van die Here nodig. Dis so, tyd moet die Here praat om ons ore oop te kry. Maar dan kom 'n tyd in ons lewe dat ons die teerheid en die deernis van ons hemelse Vader nodig het. Julle weet, en ek wil begin afsluit.
Een van die teerste verse in die Bybel is vir ons opgeteken in Genesis 3 vers 21. Die eerste mensepaar het gesondig en hulle moet uit die tuin gejaag word. En hulle kom agter dinge het verander en hulle maak vir hulle klere, vyeblare klere. En hulle maak hulle skaamte toe. Hulle voel so skaam oor wat hulle gedoen het. En die Here kyk so na hulle en hy sê dis nie goed genoeg nie. En dan sê dan vers 21 van Genesis 3. Daarna die Here God vir die mens en sy vrou velklere gemaak. Kan julle dink God wat klere maak en dit vir hulle aangetrek? Hy het dit daar nie op 'n hoop gegooi en gesê trek julle dit nou self aan nie. Kan jy dink die oomblik toe God daai klere saggies oor hulle trek? Ek dink dit moes iets gewees het. Nog steeds hulle kroon verloor, nog steeds moet hulle hard gaan werk. Hulle het die seun verloor, maar God se oog is nog op hulle. En vandag gebruik ons nagmaal, ons herdenk 'n kruis, waar God jou in die oog gehad het en my in die oog gehad het. En gesê het, ek voel sag oor jou. Ek is deernisvol oor jou. En Jesus by die instelling van die nagmaal, en dan Johannes 13 het hy die disippels se voete gewas. Die Bybel sê vir ons hoe hy 'n voorskoot vat, voor hulle kniel, 'n handdoek neem om hom vasmaak, sy boekleed uittrek en dan kom hy by hulle voete en dan was hy hulle voete. Dieselfde vingers wat die sterre in die lug gewerp het, was vuil voete. En hy was hulle en Petrus sê, Here, my voete. En Here sê, wat ek nou doen, verstaan jy nie nou nie. Maar wat beteken voete? Voete beteken, die Here moet net soms by jou kom stil staan en dit afwas wat aan ons kleef. Dit wat mense aan ons gedoen het, dalk dit wat ek aan ander gedoen het. Dalk net die seer en die goed wat ek dra in die lewe, die donker emosies wat ek in my het, dit wat jou terughou in die lewe. Soms moet ek net gaan sit en sê, Here, ek het lanklaas toegelaat dat U my voete was, want dit is 'n simbool van iets geweldig. Dit is die afwas van goed wat jou vashou. En mag jy vandag, as jy by die tafel van die Here sit, die deernis van die Here belewe. Mag jy ervaar hoe jy voed met die lewende brood. Hy het mens geword sodat ek en jy kan verstaan hoe God se hart is. Maar mag ons verander word en mag ons soos die barmhartige Samaritaan word. Daar in Lukas 10. Julle onthou die storie mos, daar was 'n man wat gereis het en rowers het hom aangeval, sê Lukas 10 vers 30. Hom kaal uitgetrek en geslaan het, hy het half dood langs die pad bly lê. En toe kom maar 'n Lewiet en 'n priester verby en hulle het net ver verby hom geloop, hulle wou hom nie eens sien nie. Maar toe kom maar 'n Samaritaan verby en daar staan in vers 33, hy het hierdie man innig jammer gekry. Sy hart was God se hart. En hy het na hierdie man toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Hy het hom op die rydier gehelp en hom na 'n herberg toe gevat en daar verder versorg. Mag die deernis wat ek en jy vandag hier beleef, mag dit ook my en jou hart verander. Dat ek deernisvol in my huis sal wees. Soms kan ons so hard in ons huise met mekaar wees. Sulke onredelike standaarde aan mekaar stel. Ons het 'n gedeelde mensheid. Ons deel gebrokenheid, ons deel kwesbaarheid. Ons deel dit. Ons deel die stryd van die lewe. Ons deel dieselfde vyand, die duiwel. Ons het dieselfde stryd met sonde. Ons het dieselfde stryd met tekort. Ons het dieselfde stryd met vrees en met angs. Niemand van ons is anders as die ander ene nie. Niemand is beter as die ander ene nie. Maar mag ons wat hierdie deernis van Christus op die kruis van Golgotha ontvang het, deernisvol in ons huise wees en waar ons beweeg. Mag die Here ons harte vanmôre sag maak deur die Heilige Gees. Kan ons haleluja sê?